Het my laat roep. Ja, ek behoor of jy my uit hierdie gemors kan uitkry. Die aanklag teen jou is poging tot moord. Ek is onskuldig. Miskien. Maar is toevallig my kliënt wat jy probeer vermoor het. Nou, hoe wil jy moet ek jou nou help? Ek is toch ook jou kliënt. So dank seker of die vrou eerste. Ek kan kies wie ek wil verdedig. Ek lei af, jy kies jy met die meeste geld. Ek kies hier nou wie se saak ek glo. Ek sien. Het sy huwelik vir hom gereëneer. En asof dit nie genoeg was, het jy hom toe probeer van die gras afmaak om die wêreld weer 'n bietjie klein word. Hy het nou eenmaal die geluk aan sy kant. Jy reken. Ek het hom nog nooit sien verloor nie. Hierdie is een saak wat hy nie gaan hê nie. Ek neem kennis. Ek gaan genoeg verloors gesit as ek gaan wragtig nie toelaat dat hy... Luister man, ek stel nie belang nie. Nie in jou saak nie en ook in jou opinie nie. Toe jy nie sy vrou Ek kon... wil nie sy vrou hê nie. Ag so. Jy het hom ons sommer vir die lekker die verkeerde pille gevoel. Nou hy nie nou by my probeer wegrokkel het. Nee. Jy weet niks, man. Hy hou Lolle de Beer al 3 jaar lank in 'n lyntjie, maar hy wil nie sy vrou vir haar los nie. En toe wil hy nie nou ook nog hê. Jy lieg vir my, Arnold. Ons sal sien wie op die ou einde die meeste gelieg. Ek of Jan Adler. So, jy verdink een van die vroumense? Wie sê so? Wel, as iemand hier van die huis af kamp toe gery het, dan kon dit nie een van die mans gewees het nie. Hoekom nie? Ons was almal in die veld. Sê wie? Wel, Basie Liebenberg was huis toe, maar dis eers na 4. En Lucas, wat van Lucas? Hy was ons ook nie. So jy dink Lucas kom? Ek dink niks, ek glo ook niks. Ek glo net wat ek kan bewys. Hy kon wie? Ou Lucas. Hy en sy het heeltyd vasgesit. Hy en wie? Lucas en mevrou Adler. Niemand my iets daarvan vertel. Sy was altyd in sy keel af oor als. Hoe goed kan hy perd ry? Beter as ek. Hy het lank op 'n perdeplas gewerk. Ek sê jou sê wat jy gaan doen. Jy ry reguit kamp toe. Wat lank? Is daar dan 'n kort pad? Ja, maar hy's vol kinkels, 'n bietjie klipperig. Dis eintlik 'n beespaadjie. Probeer jy as die gewone pad, maar hy so hard as jy kan. Tot hoe ver moet ek ry? Tot by die kamp, maar sê maar so 50 tredes kan. Dan klim jy af, jy maak die perd vas, jy loop jy op jou tyd na die laapad toe. As jy daar kom, dan draai jy om, jy hardloop terug perd toe, en jy jaag terug in nou. Geen my time. Jep, Hoeveel tyd gee jy my? 20 minute. Ek sal dit nooit maak nie. Dis amper 10 kilometer. Daarom sê ek, jy sê jy moet roer. Is jy reg? Ek sê jou sê, is jy reg? Ja. Right, weg is jy. Nino en Jan. Ja, Jan kan het verstaan, maar Nino en Arnold. Sê jy weet niks nie. Berenwoord. Soos is jou boek. Ek dacht nog wel, ek weet alles wat op die dorp aangaan.
Hy praat nonsens, man. Nino is net nie so 'n mens. Ek weet nie. Sy's ook maar vlees en bloed. Maar twee mans gelyk. Moenie so geskok wees nie, Maida. Wat gaan aan op hierdie doodval? Ja. Wat 'n meile. Ek het gedink jy moet daar gaan kuier by haar. Sy is vandag teruggekom uit huis toe. Wat gaan vir Arnold word? Hy sit voorlopig. Ek gou nie eers skiep te brein en verder soek nie. Dink jy hy het vir Josef en hom? Ek is my voortande weer hou. Behalwe is daar nog 'n paar verrassingsverhaaltjies. Hallo Basie Liebenberg? Nou haal hom nou uit sy konsultasie uit. Sê dis Lolle de Beer. Hallo Basie? Ja, het ek reg gehoor van Arnold? Hy skuld vir Janne klomp geld, nee? Maar volgens our mense testament erf Jan al, so hy skuld dit prakties vir Jan. Maar my punt is ons moet die geld verhaal kry. So ek stel voor jy laat hom likwideer. My skattebol, dit gaan nie help om vir hy laat as dit in jammer kry nie. 30.000 is 'n klomp geld. Ek kom môre weer deur. Dan kom sien ek jou. Sentiment natuurlik. Wow. Is maar net dankbaar is nie jy nie. Ek dink hy het hard gewerk. Iets moes pad gevoer, weet nie. Wanneer word hy aangekla? Ons het die week in die hof. Was hy al by hom? Dink jy hy gaan borg kry? Hy het die geld verborg nie. Wil jy maar nie liewer by ons kom bly? Dis beter as hier so. Eet jy daarom iets? Ek dink nie hy het vir Jan geskiet nie. Basie dink hy het. Hy het my gesê hy het nie. Heila. Hy het weer oor Elmien gelieg. En oor Nino. Hy het my gesê van Elmien. Glo. Hoeveel? 28 minute. Kyk hoe lyk dit hier. Almal moes gesien het as die perd so moeg is. Met ander woorde, Nog 'n windtuier. ons kan Lucas laat probeer as jy wil. Nee, wat sal nie help nie. As die perd so lyk na 28 minute, hoe gaan hy lyk as dit in 20 moet maak?
Een windeier na die ander. Maar so Shakespeare sê, don't despair, anon the sun will rise and unfold the secrets of the night and turn this emptiness to gold. As iemand van die huis af kamp toe is, wie sê het nie met 'n motor gery nie? Te gevaarlik. Iemand kon hom gesien het. Daar's perdespore tot naby die kamp. Vars perdespore. Lukas was langer as 20 minute uit die huis uit. Hy is 'n goeie ruiter. Basie Liebenberg ook. Mens weet hoe lank hy in die veld was voor hy weer by die huis gekom. Maar hy sou nie teruggekom het huis toe en dan weer met die perdkamp toe gejaag het nie. Ja, een simpel ding wees om te doen, maar mens weet nooit. Die vroumense. Ja, 2 van hulle, eintlik 3 se tye is bietjie vir my onseker. Annie Liebenberg. Sy kan goed perdry. Nina die jager, ek weet nie goed reis. Lolo de Beer kan glad nie perd. So Annie wil hy oor. Annie en Nina. Maar ek kan nie dink aan 'n motief wat enige 2 van hulle kon hê. Maar hoekom nou juist 20 minute? Kon dit nie dalk langer gewees het nie? Was Annie nie dalk langer weg? Annie was byna 2 uur na haar kamer besig om hare te was en doen. Ek weet. Lolo de Beer het 'n uur op die stoep gesit en boek lees. So. Mevrou Adler is 4 uur weg kamp toe. Kom ons sê sy het 'n halfuur gery. Kwartier om oop te sluit. Sien daar is die gas nie. 4 te maak en die ketel op te sit. Dit bring ons by 4:15, né? Nou 5 uur was Lukas in die kombuis. Vroumense was in die televisie. Basie Liebenberg was by hulle. So as adjutant se teorie reg is mevrou Adler 5:10 geskiet. 10:15 ek sal skat tot 10. So wie ook al die persoon is, moes binne 10 minute teruggery het huis. En dit het Willem later 14 minute gevat. 28 julle weet. So dit werk nie. Nog nie. Ag, jy kans. Sy wil net goed doen, man. Nuwe gesigte en lekker vars seelig. Gaan dodelik wees vir jou om hier te bly sit. Wat dink jy gebruik ek vir geld? Ag, ons kan altyd 'n plan maak. Hy het die chequeboek gedra. Ek weet vir 'n feit hy was ver oortrokke. Sien voor die klokkie. Ek sal gaan kyk. Heila. Ek is jammer om te hoor van Arnold. Die dinge wat hy gesê het is nie waar nie, ek sweer. Wat is nie waar? Ek het nie verhouding met Arnold gehad nie. Ag, moenie vir my lieg nie, man. As ek nodig gehad het om te lieg, sou ek mos nie na toe gekom het nie. Dis deur mense soos jy wat hy sit waar hy is. Ag, nou, Heila. Sy het hom uitgelok, man. Sy het hom gebruik. Heila, hoor hier. Sy het haar man verloor, onthou. Wat het dit my doen? Heila. Nee. Los. Sy is net oorspanne, sy sal môre beter voel. Ek het hom nie uitgelok nie. Ek weet. Sy het my gebel het maande lank. Sulke goed. Ek verstaan. Sy wat my wou hê. Ek glo jou. En Jan? Wat van Jan? Arnold sê jy en Jan het 'n ding aangegaan. Hy het so gedink, Jan. Hy het geweet ek is lief vir Jan. Maar ek glo nie Jan het my ooit regtig raak gesien nie. Het jy al van Josef gehoor? Nee, niks. Was nie gestaan hulle oop nie. Tja, dan as ek weer niks se koop nie. Sy goed is te groot en te duur, man. Sy vorige uitstalling net 2 goed verkoop en dit was die 2 kleinstes. Hoekom wil jy saam gaan nie? Durban toe. Hy het my nie genooi nie. Bovendien kos net 'n klomp geld.
Ag, nee, weet jy hoe sy is. Om reg maak vir 'n uitstalling en raak so bevoeterd, ek is later bly gee. Wat? Lekker. Ek kry vir jou. Okay. Waar is die sout? Dis nie sout nie. Hoekom Ek het jou is gesê is sleg vir jou. Wat Albert Lucas maak al die lekker kos nie, is die sout nie. As jy vir die res van jou lewe invalide wil bly nou ja. Ek dink die sout is so sleg vir 'n mens. Ja. Projek Stignas dan? Nee. Nog iets? Ja, dan. Nog iets dan? Nog iets. Kan ek jou iets vra? Jou geheime vriendinne. Wat sê jy? Wat gaan nou met jou aan? Ek wonder maar nie. Meiden, ou mense dit een egskeiding in jou lewe en is genoeg. Ek het myne agter die rug. Maar lyk my alle mans loop rond. Lyk na 'n vrouens ook. Behalwe ek. Nog nooit lus gehad. 'n Man loop net rond as hy nie meer tuis voel in sy eie huis nie. Voel jy tuis? Enige man wil 'n vrou hê wat hom soos 'n man laat voel. 'n Man onder die manne. As die dag as hy vir hom nie meer sal dit voel nie. Dan, Jy's my man. ek weet. 'n Paar weke gelede was alles so normaal. Ja, ek weet. Ons was almal op Rooibos kraal vir 'n lekker lang naweek. Ek weet wat jy bedoel. Eintlik was dit net 'n addernis. Ek en jy het gelukkig dieselfde gebly. Skielik weet ek nie meer. Wat weet jy nie? Sien hoe ek met môre uitvind jy. Aardig. As jy so aanhou dan kan jy oor 'n paar dae opstaan. Niks man sal gesond word dan alleen dan nie. Die longe klink goed. Voel die keel. Sluk jy dan weer? Ja, elke dag weer dankie. Ons gee die sluk daar nog so 2 dae kans. Ons bly op die aardvoeding. En dan teen so Vrydag se kan dan begin ons met sagte kos. Ek laat hom Vrydag huis toe gaan. Dis nie sommer so maklik nie. Miskien volgende week. Nou ja, laat maar weet as daar nog iets is. Dankie dan. Jy lyk soveel beter. Het is goed om jou te sien. Waar is jou lui wag? Staan nie in jou rug. Ek kan nie glo dat Arnold so iets kon gedoen het nie. Ek kan ook verstaan dat jy my die pad het vir hom, maar ek het veel geweet. My Almin, Hy sal ontken. hy het nie motief gehad nie, met die arme Josef. Wat het Josef aan hom gedoen? Kos gesels oor iets lekkerders. So jy gaan bly by daai storie. Ek gaan nie lieg net om julle saak te pas nie. Ons forensiese afdeling het die revolver getoets. Hulle het bo alle twyfel vasgestel die koel wat Jan Antwer getref het, is die revolver afgevuur wat ons uit die dam uitgehaal het. Bewys niks teen my nie. Nie? Hoekom wou jy dan die ding gaan wegsmy? Maar ek sê jou nou vir die hoeveelste keer, dit was nie my revolver daai nie. Maar iemand het die gesien het doen. Dr. Delarey, as hy onskuldig pleit en die hof bevind hy skuldig, sal die straf waarskynlik swaarder wees. Nou kom speel ek nie liewer 'n bietjie saam nie. Omdat ek onskuldig is. Man soos hy. Man vir aansien. Man met 'n skoon rekord. Sal so iets nie om dowe nee te doen nie. Hy was waarskynlik deur 'n hele reeks omstandighede geboelie totdat hy oordeel verloor het. Nou as hy vir ons al die feite gee, kan ons dalk versagtende omstandighede vind. Mens weet nooit, maar hy kry dalk net 'n opgeskorte vonnis.
Wat sê jy? Ek het nie vir Adler geskiet nie. Ek kon nog nie die moed by mekaar skrap om na hom toe te gaan nie. Dis te verstaan, mevrou. Wil jy nie sit nie? Ag, dankie, ek sit jou dag. Tee? Nie nou vir my, dankie. Wanneer word hy aangekla? Sal die week wees. Mevroukie, sê vir my, is alles nog met jou reg? Skus? Nee, ek bedoel as daar iets is wat ons kan doen om te help, jy net sê. Jy weet, ek sukkel partykeer om te slaap s'nags en dan soek ek iets om oor te bekommer. Ekskuus ek nou so sê, maar laas nag toe lê ek nou my in sorre oor. Ek lê daar nog iets het om te eet uit. Dankie, adjutant, maar ek het gelukkig 'n geduldige bankbestuur. Ek is nou jammer, ek moet nou oor sulke dinge praat. Dinge is erg genoeg soos hulle is, maar ek het net gewonder, ja. Onthou jy hierdie pastoor? Ja, dis die een wat in my laas gewys het. En jy, hoe vol is nie jou man se? Wat sê jy, mevrou? Dis syne. Lekker geklits, né? Weet jy geleer afslaan? Ag, as mens soveel jare al speel. Ek raak myne gedurig. Ja, net raad daarvoor. Die waarheid te sê het myne ook vir my reg gedokter. Kan ek hom hoor kry? Curly? Curly se voetman is ek. Ek moet so ek elke dag 'n nuwe naam. En dit, Nee, ek pak Sarge. om waarheen te gaan. Praat, Lucas, ek hoor. Nee, die ding word nie meer vir my lekker nie, Sarge. Van wat? Nou, kort is die polisie hier en hulle vra my uit. En hulle vat statements. En hulle kyk my aan asof ek iets gedoen het. Ons vraag ons nie net vir jou nie, ons vraag vir almal. En as jy nou so skielik gaan verdwyn, dan ons net dink jy's skuldig. Hulle dink al klaar so, Sarge. Vir julle paar swing ek al lankal. Was nie ek nie, Sarge. Nee, ek weet, maar jy gaan my help om die regte man in die hande te kry. Sarge? En jy kan maar nou ophou om in te pak en dan pak jy maar weer alles uit. Kom saam met my, Lucas. Nee, wat sê jy, maar ek sal nooit hier uitkom nie. Jy sien wat my bekommer is ek kon 'n kodesel aangebring het waarvan ons niks weet nie. As mens se testament so ingrypend verander, gebruik jy nie 'n kodesel nie. En wat Arnold se skuld betref, net haar eksekuteur kan namens die boedel optree. Toe die boedel afgehandel is my hande afgekap. Jy is geen amateur nie, jy is professioneel. En dis eksekuteur. Maar bank. Jy nie maar die dinge vir Jan los nie. Wat kan hy doen? Hy lê in die hospitaal. As ek jy is bly 'n bietjie weg van hom af, tot die saak opgelos is. Hoekom? Daar's al genoeg kinderstories soos dit is. 'n Mens stuur net aan kinderstories as jy skuldige gewete het. Ek sal dit vir enigiemand sê wat dit wil weet. Ek het alle jare vir Jan net so lief gebly soos toe ons verloof was. Maar ek het nooit met hom gelot terwyl hy en Almien getroud was. Jy seker? Ek was seker in my lewe al skuldig aan baie sondes. Maar dankie Vader, nie daaraan nie. Nou ja, staan 'n bietjie wyd dat ek hierdie bal uit die Kalahari uitkry.
Sy nog nie hier nie. Nee, hoe lank is dit nou? 8 minute 40 sekondes. Jy sal moet vrek goed wees om vinniger as 10 minute op baie beespaadjies te ry. Doringbome en klippe en als. Dit dalk net moontlik. Buitendien, al kry jy dit reg. Wie sal nog wat so goed kan ry soos ek? En wat die plaas se beespaadjies ken, behalwe ek en meneer Adler. 9 minute. As hy dit reg kry, beteken dit net een ding. Hy het dit self gedoen. Lucas, is onskuldig man. Oh, weet ons dit darmal. 9 minute 10 sekondes. En ek had jy dan? Wat sê julle van my? Ek het nou nog nie my pistool teruggekry. 9:25. Shutter, Lucas! Wat sê jy nou, Willem Lotter? Hoe lank het dit geneem, Sarge? 9 minute 25. Moet ek nou weer teruggaan? Jy staan maar vas wat ek sê. Luister, jy ken nou die pad waar jy gereed. Jy sal vir my kan wys waar langs jy kom. Ja, nee, Sarge, ek ken hom. En dis die kortste pad wat daar is. Nou, is nie 'n korter pad nie, Sarge. Right. Die moordenaar het nie hier afgeklim nie, sien. Hy het seker gery tot daar agter. En toe hier deur die bosse gekom. Mevrou Adler is hier in die lapa. Sy maak 4. Met koppies reg en so. Hy kom hier agter haar aan. Pap. Ja, die weg. Kom op pad langs. Nou, Lucas, Sarge? jy kan maar weer opklim. Ja, Sarge. Maar hou in tot ek sê, né? Reg, Sarge. En as ek sê ry, dan ry jy net so hard as jy kan as jy op die paadjie kom, né? Ja. Right, daar is jy. 10 minute op die kop. Ry jy of bly jy? Ek hoop net hy breek nie sy nek nie. Hoe lank is dit nou? 9:50. Die terugkom sal natuurlik 'n bietjie stadiger wees. Enigiets onder 11 minute sal nog vir my werk. Dis hy, Wat sê die horlosie? 10:20. So dis hoe dit kon gewerk het. Dis jy sou dit gewerk het. Waar gaan jy nou? Ek gaan ry. Kom al net loop dan. Nee. Tot hom net stil. Jy kyk hoe lank wat hy hom af te sweep. Lucas, Ja, Sarge. man. Hou op om vir my te sê saak. Ek is adjutant dit. Al was jy my met Engels praat. Ja, Sarge. Ek ben adjutant. Lucas, daai Saterdagmiddag. Ek wil hê jy moet mooi dink. Daai middag toe mevrou Adler geskiet is. Dit mevrou Delarey en mevrou Liebenberg moes gaan ry met die perde, né? Dis reg, ja. Hoe laat het hulle teruggekom? So na 3. Waar was jy toe? Ek was in die kombuis en ek maak het gesien aankom. Wat maak jy toe? Ek het toe die braaivlees se skorrelgoed gewas en toe gaan ek in kamer toe. Aha. Het jy toe nie gaan kyk of die perde afgesaal is nie? Nee, gewoonlik het hulle self afgesaal. Maar daardie middag toe ek omtrent so 6:30 in die kamer kom, toe sien ek Lady is nog onder saal. Lady is die een meer. Dis reg, ja. Net die een, net Lady. Dis reg, ja. Dit was nie Boeboe nie, jy seker dit was Lady. Nee, Sarge, ek ken hulle mos. En Boeboe was afgesaal. Nee, Sarge, kyk, toe ek vir Lady afsaal, toe sien ek Boeboe staan by die kant saam met meneer Liebenberg. Ekskuus. Wat sê jy van meneer Liebenberg? Nee, hy het haar aangebring, hy het gesê hy het aan die voorteen gekry, toe bring jy haar aan.